Ons voorouers het hulle as vrugbaarheidsgode beskou. Vandag hoop navorsers dat hulle 'n belangrike rol in die stryd teen HIV kan speel. Maar wat hou die toekoms vir die volopste en tog die mees bedreigde klas diere op aarde in? Kom nou, watter dogtertjie het nog nie probeer om 'n padda te soen in die hoop dat hy in haar prins verander nie? Maar wat as padda self in iets verander wat net in sprokies voorkom? Daar is meer padda-spesies as soogdiere op die planeet. Meer as 6641 spesies. Nou dis 'n ongelooflike getal. Maar dan is hulle ook ongelooflike skepsels. Paddas het 300 miljoen jaar gelede al bestaan. Daar is voorheen geglo dat hulle voorsate die eerste wesens was wat uit die oseane gekruip en land toegeëien het. Hulle is beide roofdier en prooi, 'n noodsaaklike skakel in die voedselketting, verantwoordelik daarvoor om insekgetalle in toom te hou, terwyl hulle self 'n waardevolle bron van proteïene vir voëls, slange en in sommige lande selfs mense is. Hulle het mense al op baie maniere gehelp, dikwels waarvan ons nie eens bewus is nie. Van vroeë swangerskaptoetse tot om te verstaan hoe embrio's ontwikkel en hoe medisyne werk. En hulle wonderlike absorberende velle kan selfs die sleutel tot 'n nuwe soort antibiotika wees. Paddas is uitsonderlike diere, unieke skepsels wat 'n totale gedaanteverwisseling in 'n leeftyd ondergaan. Hulle het 'n ongelooflike vermoë om vanuit water by land aan te pas, maar dis juis hulle afhanklikheid van albei hierdie mediums wat ook hulle ondergang kan beteken. Amper 1/3 van die wêreld se amfibieë word as bedreig geklassifiseer. 'n Skrikwekkende 1856 spesies. En nog 'n verdere 168 het alreeds oor die afgelope 20 jaar uitgesterf. Wat is die oorsaak hiervan? 'n Paar dinge. Aangesien paddas van water en land afhanklik is, beteken dit dat hulle meer vatbaar vir beide omgewingsverlies en besoedeling is. En hulle uiters absorberende velle en eiers maak hulle kwesbaar vir besoedeling op land en in water. Klimaatsverandering is 'n werklike bedreiging, terwyl 'n dodelike swamsiekte in 36 lande en 287 spesies paddas glo verantwoordelik is vir helfte van die onlangse uitwissings. Dan is daar die indringerspesies. Iets waaroor padda-kenner Dr. Jean Tarrant baie bekommerd is. Invasive species actually affect a very large proportion of the threatened species, both in South Africa and globally. And it can be both animal and plant. Met indringerplante wat besig is om paddas se natuurlike omgewing oor te neem en nuwe indringerroofdiere wat op die loer lê, het kenners goeie rede tot bekommernis. Nou 30% van Suid-Afrika se 120 amfibiese spesies is bedreig en hierdie getal sal nie toeneem. So, wat kan ons doen om hulle lot te verander? In Februarie is daar met 'n vooruitstrewende projek in KwaZulu-Natal begin met die doel om juis dit te doen. Maar hoe? Deur uitheemse spesies vanuit 600 hektaar vlei land te verwyder en hierdie omgewings na hulle inheemse toestand te laat terugkeer. Hierdie vlei lande is waar die sinnebeeld van bedreigde paddas, die Pickersgill se rietpadda, tuis gaan. Een van Suid-Afrika se mees bedreigde paddas en 'n baanbreker vir amfibiese bewaring. Those are flagships for the huge number of other frogs and other wetland species. Our project is a 3-year project. We're looking at beyond just the wetland areas. We're looking at the river catchments and surroundings. Hierdie tipe grootskaalse projekte is noodsaaklik as ons bedreigde spesies wil bewaar. Die kleinste veranderingkies maak 'n reuse verskil. Verstedeliking is die grootste vyand wanneer dit by omgewingsvernietiging kom en 'n paddas word veral daardeur geraak. Ons kan dit omswaai deur ons tuine in 'n paradys vir hulle te omskep en hulle so weer toe te laat om op 'n regmatige plek te bly.
Al wat dit verg is 'n klein dammetjie, 'n paar padda-vriendelike plante. As ons saamwerk, kan ons vir hulle klein stedelike natuurlewe gangetjies skep en ook so seker maak dat hulle nog volop is vir ons dogters en ons kleindogters om te soen.